Goeiedag en baie welkom in ons geloofskafee. Verlede week het julle saam met Dominic Christ bietjie gaan 'n paar inkopies van die rak afhaal en ons praat van hierdie inkopies as ons geloofsfondasie items. En ons gaan vandag na 'n tweede item kyk wat ons definitief gratis vir julle gaan gee en is veral vir ons jong mense gemik, maar almal is welkom om te kyk, maar jong mense hierdie spesifiek vir julle gemik. Ons gaan vandag praat oor die tweede geloofs, wat ek amper sê, fondasie item, wat ons hier in ons geloofskafee het. En dit is die konsep van gebed. Ons gaan praat oor bid en gebed. Nou gebed laat my altyd dink aan 'n kragprop. Ek dink julle sien hier so 'n kragprop. Wanneer ek en jy die vermoë het om ingeprop te wees by God, dan sal dit met ons goed gaan. Dan sal dit met ons geseënd wees. Dan sal ons dinge beter verstaan en die lewe en die challenges van die lewe beter kan hanteer. So, en gebed is die sleutel daartoe. Gebed is soos hierdie prop wat 'n koneksie maak tussen my en God. Gebed is my vermoë om met God te kan kommunikeer. Nou, weet of julle gesien het ons special hiervoor nie. Ons special is dat alle selfone vandag halfprys is in hierdie geloofskafee. Nou, as ons dink aan selfone, dan dink ons absoluut, die wêreld is vol kommunikasie. Elke persoon het 'n selfoon. Selfoon is 'n manier om te kommunikeer met mekaar. Daar is mense is amper meer geneig om die foon te gebruik om te kommunikeer as om persoon tot persoon met mense te gaan gesels. Mense vind fone, kommunikasie het letterlik die wêreld oorgeneem. Maar ironies genoeg, ons sukkel nog steeds om met mekaar en dan ook met God te kan kommunikeer. En ek dink die rede hoekom ons sukkel om met God te kommunikeer is hoofsaaklik omdat God onsigbaar is vir ons. En daarom sukkel ons om te kommunikeer met hom. So ons gaan vandag 'n bietjie praktiese goedjies gesels oor wat is gebed, hoe lyk gebed, hoe moet ek bid, wat moet ek bid, net om dit vir ons makliker te maak om daai kommunikasielyn, daai krag ingeprop te wees by krag, sodat daar kan kommunikasie vloei tussen my en God. So die eerste ding van gebed is, heel eerste ding wat ons weet van gebed is, dis ons vermoë met God te kan praat. Dis ons kommunikasie met hom. Gebed is my manier om met God te praat. Nou, dit is ons direkte lyn amper heen, dis soos ons selfoon, direkte lyn na God toe. Nou, om met God te kan praat, is belangrik dat ons sal weet hoe ons met God praat, wat ons met God kan gesels mee, en dan op 'n praktiese manier, wat sê ek vir God? So wat sê ek vir God as ek met hom praat? Ek dink dit is belangrik om te weet, dat as ek met God praat, dis die heel eerste ding wat ek moet weet, is God het my onvoorwaardelik lief. Dis baie maklik om met iemand te praat wat ek weet, hy is onvoorwaardelik lief vir my. So dis die heel eerste ding wat ons moet weet van gebed. Ek kan maar vrymoediglik na die Here toe gaan, want hy is onvoorwaardelik lief vir my. En daarom kan ek maar vrylik met hom gesels, soos wat dit nodig is vir my om te gesels. 'n tweede ding is, baie keer moet ek en jy, omdat ons sondige lewe het, en ons stikkel maar met die dinge van die lewe en die challenges van die lewe, het ons die heel eerste ding wat ons moet doen is, wanneer ons in gebed met God is, dat ons sal vergifnis vra, dat ons met 'n belydenende hart na die Here toe sal kom. Dat ons sal vra, Here vergewe my, want ek het alweer vandag dit aangevang en dat aangevang, en sis en so gedoen, en dit was nie goed nie. En Here, ek is baie lanklaas met jou tyd spandeer, so vergewe my hiervoor asseblief. So dis die goedjies, so heel eerste moet ons met 'n belydenende hart na die Here kom. Ons sien inteendeel in Handelinge 3 vers 19, sien ons dit sê, kom tot inkeer en maak reg met God, sodat hy julle sondes sal uitwis. So dis nodig dat ek en jy, wanneer ons voor God kom staan, dat ons tot inkeer sal kom, dat ons weer ons sondes sal bely, sal weer net in regte stand met God kom. Dan kan ons natuurlik met ons lysie kom, dan moet ons behoeftes aan hom bekend maak. Dan kan ons lysie bid. 1 Petrus 5 inteendeel sê die volgende, 1 Petrus 5 vers 7 sê, gee al jou bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. So dis dan wanneer ek al my bekommernisse vir God kan oorgee en sê, Here, hierdie goed bekommer my, en ek is bekommerd oor dit, en Here, ek is bekommerd oor hierdie persoon wat dit nie meer goed gaan nie, en daai persoon, Here, my ouers en ek, en dit is wanneer ek my bekommernisse aan die Here bekend maak. En nog 'n ding wat ek dan doen as ek met die Here kan praat is, wanneer ek met die Here praat, ek kan my dank aan die Here getuig. Die feit dat die Here sy seun vir my gestuur het, beteken ek sal vir ewig en ewig dankbaar kan wees, dat hy sy seun vir my gegee het, sodat ek nie die ewige dood hoef te kan ervaar nie, maar die ewige lewe kan mag hê. So wanneer ek dan in die Here se teenwoordigheid kom, en ek bid, en ek gesels met hom, sê vir hom dankie. Dankie Here vir wie hy is, wat jy vir my doen, wat jy vir my beteken.
Nog 'n manier hoe ek na die Here toe kan kom is, ek moet weet dat ek met selfvertroue na die Here toe kan kom. Ek kan in geloof na die Here toe kom. Ons sien in Efesiërs 3 vers 12 die volgende, ons sê, deur Christus en ons geloof in hom, met ander woorde as ek in geloof na die Here toe kom, kan ons met vertroue vrymoedig na God toe gaan. So God sê vir ons in sy woord, kom met 'n vrymoedige hart na my toe, maar kom ook in geloof na my toe, dat wanneer jy met my praat, dat iets sal gebeur en dat ek sal reageer op jou gebed. Hebreërs 4 vers 16 sê ook so, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van God se genade. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. So hier beloof die Here in Hebreërs 4 vers 16, dat ons met 'n vrymoedige hart na hom toe kan kom. Ons hoef nie skaam te wees nie, ons hoef nie bang te wees nie, ons kan vrymoediglik en met geloof na die Here toe kan gaan. Nog 'n manier sien ons in Handelinge 2 vers 28. Kyk hoe wat sê hulle hier. U het my op die regte paaie gelei, wat na die lewe lei. U sal my bly maak, met vreugde vul in u teenwoordigheid. Met ander woorde, ons kan, wanneer ons met die Here praat, bly wees, vreugdevol wees, dat ons die vermoë het en die ability het om vrymoediglik na die Here toe kan gaan. En dan nog 'n gedeelte sien ons hier, ons kan met 'n verwagting. Ek sê altyd, ons kan pregnant na die Here toe gaan. Ons kan met 'n verwagting na die Here toe gaan. Psalm 56 sê die volgende. Hy sê, ek roep tot u, o God, want ek weet, u sal my antwoord. Draai na my toe en luister ook as ek bid, Here. In die oggend sal u my stem hoor, soggens bring ek my versoeke vol verwagting na u toe. So wanneer ek bid, kan ek met verwagting kom. Ek kan verwag dat die Here sal antwoord op sy tyd en op sy manier, sal die Here vir my deurkom en sal hy met my praat. Wat sê die Bybel nog? Ek dink die beste voorbeeld om te volg is as ons Jesus self se voorbeeld volg. Nou Jesus sien ons reg deur die woord gereeld dat hy bid. En wat doen hy en hoe bid Jesus? Ons sien nou in Johannes 17 is die grootste gedeelte maar dis 'n baie lang gedeelte, so ek wil 'n hele challenge om dit bietjie op julle eie te gaan lees, Johannes 17. Maar ons sien wanneer Jesus bid Jesus vir sy disippels. Hy bid vir die volgende generasie wat nog gaan kom. Hy bid vir sy eie beskerming. Hy bid vir krag om deur hierdie ding te kom wat voor hom lê. En dan bid Jesus vir die wat tot geloof in hom gekom het. So dis 'n klomp mense wat Jesus voorbid. En as dit ons voorbeeld is dit wat ons ook kan bid wanneer ons vir die Here in sy teenwoordigheid is. En ons kan ons bid vir sy volgelinge, sy disippels. Ons kan bid vir die generasie wat kom. Ons kan bid vir ons beskerming. Ons kan bid vir krag om hierdie lewe en die challenges van die lewe te kan hanteer. En ons kan bid vir die wat tot geloof in Jesus gekom het. Hebreërs 11 vers 6 sê ook die volgende, hy sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede stel. So wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek sal beloon. So met ander woorde, wanneer ons bid, kan ons met geloof bid, dat die Here sal beloon op sy manier, en op sy tyd. En wat ook belangrik is Psalm 99 vers 5 sê, loof die Here ons God, aanbid hom by sy voete, want hy is heilig. Nou hieruit leer ons, dat ons moet besef, dat God bly God, en ons moet eer aan hom betoon, ons moet respek en gesag hê, vir wie ons bid. So ons kan nie noodwendig sommer net, alhoewel hy ons beste vriend is, moet ons met eer, ons moet buig voor hom, ons moet 'n biddende hart voor hom gaan neerkniel. Dit is wat ons van ons verwag word wanneer ons bid. Nou ek het 'n baie maklike manier ontdek, hulle noem dit die ACTS metode. Nou ek het dit hier uitgesprint vir julle, die ACTS metode. Die heel eerste ding wat ons kan doen is, wanneer ons bid, we can adore God, adoration. Ons kan vir ons sê, Here, hoe lief is ons vir hom, dankie vir wie hy is. Ons kan liefde aan hom betoon, eer sy naam, maak sy naam heilig, groot en magtig is sy heilige naam, want ons adore hom, adoration. Die tweede stap wat ons kan doen in gebed is confession. Nou confession is bely, dan bely ek die sondes wat ek doen, die verkeerde goed wat ek dalk, die goed waarmee ek sukkel, ek bely die dinge voor die Here. Die derde ding wat ons dan doen is die T is thanksgiving. Dan sê ek dankie Here vir die verlossing wat daarin is. Dankie dat ek weet ek is vergewe. Dankie vir dit wat u gaan doen en vir die antwoord wat u gaan bring. En dan die laaste een wat ons kan doen in die ACTS metode is die S, is supplication.
Nou wat supplication beteken is, ek supply my needs vir die Here. Ek gee vir die Here my behoeftes en sê, Here, hier's my behoeftes, hier's die goed waar my bekommernisse en die goed waaroor ek bekommerd is. So, hier is my lysie van dit wat ek hier voortbring. So, dis 'n maklike manier om die Here mee te loof en te prys. 'n ander maklike manier is jou hand. As jy net na jou hand kyk, as jy jou hand so hou voor jou, is jou duim die naaste aan jou. So wanneer jy dan bid vir die mense wat die naaste aan jou is, jou familie, jou vriende, die mense wat naby aan jou hart is, né? Die tweede vinger is jou wysvinger. Wat doen 'n wysvinger? Hy gee rigting aan en sê gaan soontoe, gaan soontoe, gaan soontoe. So dan bid jy vir almal wat in autoritaire posisies is, soos die dominees, soos die land se leiers, enige iemand wat vir jou dalk 'n geestelike leier is, iemand wat vir jou die rigting aanwys, dan bid jy vir sulke mense. Die derde manier hoe ek kan bid is, die derde vinger is jou langste vinger in jou hand, hy staan bo almal uit. Enige iemand wat in enige vorm van leierskap staan. Dit beteken enige iets van 'n skoolleier, regdeur tot 'n kerkleier, tot enige iemand wat jy ken wat in 'n leiersposisie staan, dan bid jy vir sulke mense. En dan die tweede laaste vinger is jou swakste vinger in jou hand. Wanneer jy hom sien, dan bid jy vir die swakkes, die siekes, die mense wat hulpbehoevend is. Vir daai tipe mense bid ons. En dan die laaste een is die kleinste een aan jou hand, heel laaste bid jy vir jouself. En so is dit ook 'n maklike manier. As jy in die Here se teenwoordigheid kom en jy weet nie wat om te bid nie, bid ten minste dan jou hand. Dit is 'n maklike manier om dan ook te bid. Dan 'n paar laaste praktiese goedjies oor gebed is, dit hoef nie moeilik te wees nie. Ons moet dit nie hierdie groot ding maak nie. Jy hoef ook nie skielik in 'n ander mens te verander as jy nou begin bid nie. Jy hoef nie skielik in 'n gedrewe stemtoon of in 'n hoërige Afrikaanse taal te praat nie. Jy kan net reël wees. Jy kan opreg wees voor die Here en net sê dit wat op jou hart is. Baie belangrike ding is, ons moet bid met deursettingsvermoë. Inteendeel, die Here sê, bid sonder ophou. Ons moet aanhou bid, aanhou bid, aanhou bid. Partykeer vat dit lank voor die antwoord kom, maar dan moet ons nie opgee nie. Ons moet aanhou en met deursettingsvermoë bid. Soos ek nou gesê het, bid ook verwagtend, verwag dat die Here sal antwoord. Dit hoef ook nie ure en ure aan een te wees nie. Wat belangrik is met gebed is, praat eerder 2 minute se sin as 2 ure is 'n nonsens, wil ek amper sê. So bid eerder kort en kragtig, maar jy weet waarvoor jy bid, as wat jy nou vir ure dit uittrek en jy weet nie eintlik regtig wat jy sê nie. Dan is dit belangrik om miskien dalk gebedssirkels te identifiseer. Wanneer jy bid, begin by die mense naaste aan jou en dan kring dit weier en weier en weier uit. Dit is nog 'n manier om voor die Here te bid. En dan wees bereid om meer as een keer te vra. Dit is soms nodig dat ons vir dieselfde ding oor en oor en oor bid. En dan moet ons met geduld, maar ook met geloof bid, dat die Here sal antwoord. Kies 'n bepaalde tyd elke dag. Dis lekker om 'n bepaalde tyd en 'n bepaalde plekkie te hê elke dag. Miskien is dit 'n stoel in jou kamer waar jy ontspan en waar jy rustig is en jy gaan sit elke dag daar en dit is jou plekkie waar jy die Bybel vat en 'n bietjie tyd met die Here spandeer en bid saam met hom. Baie belangrike ding op daai noot, lees altyd Bybel saam met jou bid. Dis baie belangrik om Bybel te lees, want hoekom moet ons dit doen? Ons moet weet dat gebed is 'n 2-rigting kommunikasie. Dis nie net ek wat al my woorde vir die Here gee en al my gebede en al my lysie vir die Here bid nie. Ek moet weet, die Here wil my terug antwoord. En die beste manier hoe die Here ons terug antwoord is deur sy woord. So kom ons lees sy woord saam met gebed. Andersins moet ek kyk na my omstandighede, ek moet voel wat die Here in my hart los, dalk 'n gedagte wat die Here vir my gee, dis dit was ook 'n antwoord van die Here. Maar die heel beste manier is deur die woord self, wat die Here met ons praat. So kry daai bepaalde tyd en 'n bepaalde plek sit dit uit, maar wat ook belangrik is koop die klein tydjies uit deur jou dag. Daai rit op pad in die kar skool toe, daar waar niemand met mekaar gesels nie en die radio is aan, gebruik daai tydjie om te bid. Daai fietsrit skool toe, daai een pouse miskien in 'n week wat jy aan een kant sit en nie by jou maats gaan wees nie, net bietjie rondloop op die skoolterrein en jy bid 'n bietjie. Jy spandeer tyd met die Here. Miskien is daar iewers 'n oop klaskamer en jy gaan sit binne in die klaskamer en jy spandeer 'n bietjie alleen tyd. Staan bietjie vroeër op. Dit help al altyd bietjie vroeg of gaan slaap dan 10 minute later en gebruik daai laaste 10 minute om regtig met die Here tyd te spandeer. So koop die klein oomblikies in jou dag uit en so kan ons groei in ons verhouding met die Here. En nou sluit ek af met natuurlik die een en enigste groot voorbeeld in die Bybel van gebed en dit is die Onse Vader. En dit is dan ook my uitdaging vir julle. Almal, julle het nodig om die Onse Vader uit julle kop uit te gaan leer ken.
sodat jy ons sonder om daarop te kyk of te lees, die Onse Vader te kan lees. En ek sluit dan af sommer met hierdie as 'n gebed vir elkeen van ons. En dan sien ons mekaar sommer volgende keer weer terug hier in ons geloofskafee. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag, die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.